Hallo julle, selfe dag en weer dieselfde klere, maar met 'n ander boodskap. Ek het my bril, my sienbril by die huis vergeet. My oë is baie swak. Ek dra eintlik kontaklense en dan en dan dra ek my bril. En vanoggend toe ek by die huis ry, toe ek vergeet om my bril saam te vat. So hoe dit nou gebeur het is, ek het my sonbril reeds opgehad, ek was aan die buitekant besig en ek het gedink hy is in my handsak en ek het ingeklim en gery. En dit het my net teruggevat om te sê, okay, hierdie bril en ons geesteslewe. Nou, ek is nou op pad na die een skool toe waar ek les gaan gee en kan julle dink wat die kinders vir my gaan sê of na my, hoe hulle my gaan aankyk as hulle nou sien ek kom nou met hierdie bril daaraan. Wat 'n normale reaksie is van die kinders, want jy weet, ons almal raak gewoond mos om hoe 'n mens lyk of hoe iemand lyk. Ja, vat by die skool of by jou werksplek. Jy het tog daai spesifieke iets in jou gedagte met hoe die persoon is en hoe die persoon lyk. So nou kom ek vandag met hierdie brille daaraan. Ek kan dit nie afhaal nie, want ek kan regtig nie sien nie. So ek het nie 'n ander keuse nie. Is dit nie maar ook baie keer hoe ons is met ons geesteslewe nie? Dis tog so belangrik dat mense ons moet sien as perfek, as alles is onder beheer, as ons scope net so goed. So daarom het ons hierdie brille op en die oomblik wat ons die brille, so daarom het ons nie brille op nie, maar die oomblik wat ons brille moet opsit, soos wat ek nou brille op het en ek het nie 'n ander plan nie, dan raak ons ongemaklik of jy wonder, wat gaan hulle nou sê of dink of hoe gaan die mense reageer en kan julle nou dink as ek met hierdie sonbrille moet instap by 'n winkel, dink die mense gaan dink, die vrou dink sy is baie cool in haar netbaldrag en brille op die oë, sonbrille in die winkel. Maar ons almal is in 'n fase van ons lewe waar dit baie keer moeilik is om ons brille op te sit op verkeerde tye. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Maar as jy moet gaan self diep delf in jou geesteslewe, waar jy op die stadium is, het sy dit is met jou finansies, jou besigheid, jou kinders, jou gesondheidsstryd, jou huwelik, noem het, jou verslawing. Hoe lyk dit as jy daai brille opsit? Hoe sien jy dan jouself? Sien jy jouself as waardig? Sien jy jouself met ongeag wat ander mense van jou sê en dink en jou foute herhaaldelik opbring? Sien jy jouself as 'n werklike, ek wil amper sê 'n parel van God? En dit is wat die lewe baie keer so moeilik maak, is ons wil nie, ek wil amper in Engels sê ons flaws wys nie. Ons wil nie wys ons struikel nie. Ons wil nie wys ons kry swaar nie. Want mense gaan dit dalk sien as jy kla of hulle gaan jou judge of dan het hulle weer iets om oor te skinder of wat ook al. Maar julle, in die laaste 4 jaar het ek geleer en dalk moes ek deur hierdie gaan om my te leer dat, weet jy wat, dit is okay as jy val. Dit is okay as jy struikel, dit is okay as jy sukkel. En alles kan nie net glad verloop en loop soos jy dit wil hê nie. En daar's ander dinge in die lewe wat dalk dalk 'n groter plan is as wat jy ooit sal dink. So ek wil net vandag sê, maak nie saak hoe ongemaklik jy voel wanneer jy die brille opsit nie. Al is dit op die verkeerde tyd, die verkeerde plek. As 'n reël moet mens nie met jou sonbrille gaan netbal gee by 'n kleuterskool nie. Maar baie keer het ons net nie 'n ander plan nie. Baie keer is dit al uitweg wat daar is en ons moet baie keer net vertrou dat God se plan
is nie altyd ons plan nie en God se tyd is nie altyd ons tyd nie. So ek hoop julle almal het 'n wonderlike Dinsdag en ek hoop elkeen van julle kan diep binne in julle harte julle brille opsit, het sy dit is hoe ongemaklik, en gaan diep kyk in julle geesteslewe en besef ongeag julle omstandighede, hoe hartseer, hoe moeilik, wat se battles. God se tyd is nie ons tyd nie, maar hy is nooit verkeerd nie.